Is jy altyd besig om ander mense tevrede te stel? Wil jy gelukkiger wees in die lewe? Hou dan op om die hele tyd ander mense tevrede te stel. Ons gebruik mos die Engelse woord people pleaser. In ons strewe na geluk, maak baie van ons die fout om ons eie behoeftes en ons eie begeertes op die agtergrond te plaas ter wille van ander. Die neiging om ander mense tevrede te stel, kan aanvanklik lyk asof dit harmonie en vrede bring, maar op die lang duur lei dit dikwels tot uitbranding. Onvervulde verwagtinge en selfs 'n wrok. As jy werklik gelukkig in die lewe wil wees, is dit tyd om die gewoonte van people pleaser af te leer en jouself eerste te stel. En hier is hoe jy dit kan doen. Verstaan wat dit beteken om 'n people pleaser te wees. 'n people pleaser is iemand wat konstant probeer om ander tevrede te stel, dikwels ten koste van jou eie geluk en welsyn. Hierdie gedrag spruit dikwels voort uit 'n begeerte om goedkeuring te kry, konflik te vermy en geliefd te wees. Alhoewel dit goed bedoel is, kan dit jou eie behoeftes en grense ondermyn. Die gevaar van people pleaser is om konstant ander te probeer behaag. Dit kan verskeie negatiewe gevolge hê. Dit kan 'n verlies hê aan selfidentiteit, deur altyd ander se behoeftes bo jou eie te stel. Kan jy jou ware self verloor. Jy kan ophou om jou eie drome, doelwitte en passie te volg. As jy konstant aan ander se verwagtinge probeer voldoen, kan dit lei tot fisiese en emosionele uitputting. Dit kan ongesonde verhoudings veroorsaak. Mense kan jou maklik uitbuit of jou goedhartigheid as vanselfsprekend aanvaar, wat tot ongebalanseerde en ongesonde verhoudings kan lei. Nou, hoe hou ek op om 'n people pleaser te wees, om mense altyd tevrede te stel? Gelukkig is daar 'n paar stappe wat jy kan neem om hierdie gewoonte te breek en 'n gelukkiger, meer vervulde lewe te lei. Die eerste stap is om te erken dat jy mense die hele tyd tevrede wil stel. En om te verstaan waarom jy so optree. Wat is jou motivering? Is dit vrees vir verwerping? Is dit 'n behoefte aan goedkeuring? Of is dit iets anders? Stel duidelike grense. Dis baie belangrik. Leer om duidelike grense te stel en kommunikeer dit met ander mense. Dis belangrik om te weet waar jou limite lê en om nee te sê wanneer jy nie kan of wil nie. Onthou, om nee te sê wanneer jy nie kan of wil nie. Prioritiseer jou eie behoeftes. Maak 'n punt daarvan om jou eie behoeftes en begeertes eerste te stel. Dit beteken nie dat jy selfsugtig moet wees nie, maar eerder dat jy jou eie geluk en welsyn moet waardeer. Maak tyd vir aktiwiteite wat jou vreugde en ontspanning bring. Selfsorg is noodsaaklik vir jou geestelike en fisiese gesondheid. Leer om nee te sê. Om nee te sê is 'n kragtige instrument. Onthou dat dit heeltemal reg is om nie aan elke versoek of verwagting te voldoen nie. Jy kan ondersteuning soek, praat met 'n vertroueling, 'n vriend, 'n familielid of dalk 'n terapeut
oor jou neiging om heeltyd mense tevrede te wil stel. Hulle kan jou ondersteun en jou help om nuwe gedragspatrone aan te leer. Die voordele om op te hou om mense die heeltyd tevrede te stel, is wanneer jy ophou om mense tevrede te stel, sal jy verskeie positiewe veranderinge in jou lewe ervaar. Jy gaan verhoogde selfvertroue hê, deur jou eie behoeftes en grense te respekteer. Sal jou selfvertroue en selfwaarde verbeter. Jy gaan beter verhoudings hê, jy gaan gesonde grense hê, en dit lei tot 'n meer gebalanseerde en respekvolle verhouding met ander mense. Mense gaan jou respekteer vir jou eerlikheid en integriteit. Jy gaan meer vervulling hê. Jy sal meer tyd en energie hê om te fokus op jou eie doelwitte en drome, wat lei tot 'n meer vervulde en betekenisvolle lewe. Om op te hou om mense die heeltyd tevrede te stel, is 'n kragtige stap na groter geluk en vervulling. Dit verg moed en toewyding om jou gedrag te verander en jou eie welsyn eerste te stel, maar die voordele is onmeetbaar. Begin vandag om jou eie behoeftes te prioritiseer. Stel duidelike grense en sien hoe jou lewe transformeer in 'n reis van selfontdekking en vreugde. Onthou, jy verdien om gelukkig te wees. Begin deur jouself lief te hê en te waardeer.